Goeiedag alle geliefde kinders van die Here, wat saam met ons die woord van die Here deurlees. Ons trek vandag by 1 Timoteus hoofstuk 5 en kan ons vra, Here leer ons om ware godsvrug in ons huise te wys deur vir mekaar te sorg. Net gou 'n baie kort inleiding. Hoe hanteer ons weduwees, ouderlinge en slawe? Ware godsdiens wys in hoe ons ons eie familie behandel. As iemand nie vir sy eie huis sorg nie, het hy geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. En nou gaan Mersha vir ons 1 Timoteus 5 voorlees en fokus op vers 3 tot 8. Dankie Mersha. 1 Timoteus 5 Herderlike vermaning. 'n Ouer man moet jy nie skerp teregwys nie, maar vermaan asof hy jou vader is. Vermaan die jonger mans soos jou broers, die ouer vroue soos moeders en die jonger vroue soos susters in alle eerbaarheid. Die weduwees, vers 3. Versorg die weduwees wat werklik alleen agtergelaat is. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer om as gelowiges allereers hulle verpligtinge teenoor hulle eie familie na te kom en so hulle ouers en grootouers iets te vergoed. Dit is volgens die wil van God. 'n Weduwee wat alleen agtergelaat is en niemand het om vir haar te sorg nie, vestig haar hoop volkome op God en volhard dag en nag met smeking en gebede. Maar 'n weduwee wat uitspattig lewe is dood. Al leef sy nog. Skerp ook hierdie dinge in, sodat almal onberispelik kan wees. As iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. 'n Weduwee kan op die lys van dienende weduwees kom as sy minstens 60 jaar oud is en aan haar man getrou was. Sy moet bekend wees om haar goeie dade, naamlik dat sy haar kinders goed opgevoed het, vreemdelinge gehuisvestig het, die voete van die gelowiges gewas het, die verdruktes gehelp het en goed gedoen het waar sy kon. Jonger weduwees moet jy nie in die lys opneem nie. Hulle liggaamlike begeertes kan hulle daartoe bring om hulle af te wend van Christus af en weer te wil trou. Dan is hulle daaraan skuldig dat hulle vroeëre belofte aan hom verbreek het. Buitendien leer hulle om hulle tyd te verkwis deur net van die een huis na die ander rond te kuier. Hulle is nie net ledig nie, maar ook bemoeisiek en praatsiek en hulle praat oor dinge waaroor nie gepraat moet word nie. Daarom verkies ek dat die jonger weduwees weer trou, kinders kry, hulle huise versorg en geen teenstander aanleiding gee om kwaad te praat van ons nie. Daar is reeds party wat agter die Satan aan afgewyk het. As 'n gelowige vrou weduwees in haar familie het, moet sy vir hulle sorg. Sy moet nie die las op die gemeente lê nie, sodat die gemeente die weduwees kan help wat alleen agtergelaat is. Die ouderlinge, vers 17. Die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, veral die wat hard werk deur te preek en onderrig te gee. Want die skrif sê, jy mag nie 'n bees waarmee jy graan dors se bek toebind nie, en ook die arbeider is geregtig op sy loon. 'n Beskuldige teen 'n ouderling moet jy nie aanneem nie, tensy dit deur 2 of 3 getuienis bevestig word. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook afgeskrik kan word. Ander opdragte, vers 21. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus en die uitverkore engele om jou aan hierdie voorskrifte te hou, sonder veroordeel of partydigheid.
Moenie iemand oorhaastig die hande oplê en jou so aan die sondes van 'n ander medepligtig maak nie. Sorg dat jy onberispelik bly. Moenie langer net water drink nie, gebruik 'n bietjie wyn vir die maag en vir jou herhaalde ongesteldhede. Party mense sondig so openlik dat hulle sonde hulle vooruitloop na die oordeel toe. By ander kom die sonde eers later aan die lig. So is dit ook met goeie dade. Almal kan dit sien en die wat nie sigbaar is nie, kan nie verborge gehou word nie. Tot sover. Nou ja, tot sover vandag en dankie Mercia. Na die Sondagdiens vra 'n paar jong mense haar: Tannie Mercia, wie is die belangrikste in die kerk? Is dit die dominee of die mense wat sing of die musiekmakers of die mense wat hande klap? Mercia lag lekker en sy sê: Kom ek vertel julle van my huis. In my huis het ek 4 mense. Ten eerste is dit oom Koos. Hy is oud. Hy praat stadig. As ek kwaad is, wil ek sommer hard met hom praat, maar ek onthou, hy is soos my pa, so ek praat sag en met respek met hom. Selfs al is hy verkeerd, help ek hom net mooi reg. Ek skel hom nie. En die tweede persoon is Tannie Sari. Haar man is lankal oorlede. Sy is stoksiel alleen. Sy sit soms alleen by die venster en uitstaar die hemel in. Ek loop nie net by haar verby nie. Ek gaan sit 'n bietjie by haar. Ek maak vir haar 'n koppie tee en ek luister na 'n storie, want sy is soos my ma. En die derde en vierde persoon is my 2 jonger neefs. Ja, hulle maak soms foute en hulle is baie luid, maar ek skinder nie oor hulle nie. Ek praat met hulle soos my eie broer en suster met 'n skoon hart. Eers toe, sê Mercia, verstaan ek wat Paulus vir Timoteus gesê het, daar in 1 Timoteus 5. Die kerk is nie 'n fabriek nie. Die kerk is 'n familiehuis. Wat Mercia ons nou geleer het uit 1 Timoteus 5 is die volgende. Vers 1 en 2, praat mooi met mekaar. Praat met 'n ouer man soos 'n pa, 'n ouer vrou soos 'n ma, jonger manne soos broers, jonger vroue soos susters. In 'n familie skree jy nie op mekaar nie. Jy respekteer mekaar. In die tweede plek, sorg eerste by die huis, het ons gelees in vers 3 tot 8. Ja, Paulus sê daar was weduwees wat regtig alleen was, en die kerk moet hulle help. Maar as hulle nog kinders of kleinkinders het, moet die familie eerste sorg. En Mercia sê, moenie jou eie ouma alleen los en dan in die kerk vir ander oumas tee aandra nie. Nee, begin by jou eie huis eerste tee aandra. En in die derde plek het ons gelees in vers 17, gee eer waar eer toekom. Die mense wat ons lei en vir ons die woord leer, moet ons dubbele eer gee. Nie net woorde nie, maar ons moet mooi na hulle kyk. Mercia se laaste sin vir die jong mense. As ons soos familie vir mekaar sorg, hoef niemand in die hoekie alleen te sit en koud te kry nie. En Mercia skiet 'n vraag die lig in vir die jonges. Sorg jy eerste vir jou eie ouers en gesin? Of sê jy is te besig met die bediening of met enige ander tipe van goed? Eer jy jou moeder en jou vader? Nie net woorde nie, maar met dade. En Mercia sluit af met gebed. Vader, leer my om godsvrug tuis te leef, voordat ek dit buite wil wys. En mag God deur my handeling teenoor my ouers en ouer mense verheerlik word. Amen. Laat my hart nie ontsteld word nie. Laat my siel nie bang wees nie. U het gesê, glo in God. Glo ook in my.
In die nag wanneer my hart wil breek en die stilte harder word as pyn, hoor ek die woorde deur die donker spreek. Kind, ek is naby, jy is myne. In my Vader se huis is daar plek vir jou, meer as wat jou oë ooit kan sien. Ek gaan vooruit om 'n woning te bou, en ek kom weer om jou huis toe te bring. Hier is die weg, hier is die waarheid, U is die lewe in my bors. Niemand kom tot by die Vader as hy nie deur U genade dors. Laat my hart nie ontsteld word nie, laat my oë op U bly. U vrede is nie soos die wêreld gee nie, U vrede dra my deur die tyd. Thomas vra, Here, hoe ken ons die pad? Ons weet nie waarheen gaan, maar U antwoord sag met ewige krag. Ek is die weg, kom agter my aan. Filippus sê, wys ons net die Vader, maar U sê, wie my sien, sien hom. Die Vader werk deur elke woord van U, sy liefde het in vlees gekom. U is die weg, U is die waarheid, U is die lewe in my bors. Niemand kom tot by die Vader as hy nie deur U genade dors. Laat my hart nie ontsteld word nie, laat my oë op U bly. U vrede is nie soos die wêreld gee nie, U vrede dra my deur die tyd. Ek sal julle nie as weerse laat nie, ek kom weer na julle toe. Al sien die wêreld my nie meer nie, julle leef, want ek leef nou. Die Gees van waarheid sal by julle bly. Hy leer, hy troos, hy herinner weer. Wanneer jou hart vergeet van hoop, fluister hy, Jesus is steeds hier. As ek U liefhet, hou ek U woord, nie uit vrees nie, maar uit liefde diep. Dan kom die Vader en die Seun en maak 'n woning hier in my. Wat ek vra in die heilige naam, sal U doen tot die Vader se eer. Nie my wil nie, maar U wil, Here. Leer my glo, leer my meer. U is die weg, U is die waarheid, U is die lewe in my bors. Niemand kom tot by die Vader as hy nie deur U genade dors. Laat my hart nie ontsteld word nie, laat my oë op U bly. U vrede is nie soos die wêreld gee nie, U vrede dra my deur die tyd. Vrede laat U vir ons agter, vrede gee U in die storm. Nie soos mense, nie soos wêreld, maar 'n vrede diep en warm. U gaan weg, maar U kom weer, U berei vir my 'n plek. En wanneer die laaste nag
verdwyn, sal u my na u toe trek. U is die weg, u is die waarheid, u is die lewe, Heer Jesus. Niemand kom tot by die Vader, behalwe deur die kruis en bloed. Laat my hart nie ontsteld word nie, laat my siel nie bang meer wees, want u leef en ek sal lewe deur die trooster, deur u Gees. Ek sal julle nie as wese laat nie, ek kom weer na julle toe. In my Vader se huis is daar plek, en daardie plek is ook vir jou.